My attention and my devotion, captured by your face, with eyes of fire. The Lord is so amazing. Johannes, it was given by Johannes. Johannes profeet begin tale dit nou. Ek het nie gesien dit was. Hoor net gewees, so die laaste woord wat hy geuiter het, die last word, Lord released a word for me, uitleg vir dit wat hy gesê het, en dit het my baie diep getref, weet of Johannes my kan hoor nie, ek raad daar ander vir sy gehoorsaamheid. Dit is so in lyn met volgens sy boodskap, het so in lyn met this morning's word, en toe hy die laaste woord wat hy gespreek het, was 'n sagte woord gewees, ek weet het opgetel nie, dit was hard, very authoritative, en op die einde toe hy 'n sagte woordjie. En toe hy my woord spreek, toe drop het in my gees, die woord klaagliede, lamentations. En ek hoor die woord lament, en ek wil hier nou mooi luister. Lament is a passionate, honest prayer of grief. It's where you sorrow and you sit with a complaint heart, addressed directly to God, during times of suffering, injustice, sin, that so sometimes ensnares us. En dit is so prachtig hierdie woord, want raai waaroor kuier ons kuier volgende oor die man met die naam van Nehemia. En as jy sien wat ons vandag gaan wat Vader ons gaan teach in die woord, sien jy dat hy het op 'n plek gekom waar hy gekrak het voor Abba Vader. As jy nou woord te sê, he just broke down. En hy begin deeply weep. He started lamenting before Abba Father. Because his heart was, hoe kan die stadsmure plat lê na Babylonie aangeval het? So ek wil vir die Here baie dankie sê vanoggend vir dit wat hy geuiter het deur brother, deur Karen, en nie die volheid van die woord wat uitkom vanoggend. En julle, dis waar Ignite gaan. Ignite gaan nie hierso om gesien te word en om op jou naam op die lysie te sit dat hierdie jou kerk is. Jy moet werklik hier aan die brand gesteek word deur die Heilige Gees vier. Dat jy impak kan maak soos waar ek Vrydag gekry het met iemand wat hier sit vandag, waar ek kon sien daar waar God hom geplaas het, steek hy die vuur van die Heilige Gees aan. En jy weet van wie praat ek daar, jy weet wie jy is. Dis waar het gaan, to receive the word of God, om daai woord wat jy ontvang, die swart en wit letter wat jy ontvang, dat het kan oorgaan na Rema toe, Rema word, that's what it's about. So julle voordat ons oorgaan na die woord van God, dat ek net gaan eers vir, ons het volgende dat internationale stijl so. Nie alleen wat van wit oor nie af nie, maar iemand, wat we so 3 jaar in Amerika was, vir brother van goeie voorbeeld kon staan en weet dat het ons begin te deel wat op sy hart is vanoggend. Kom ons geef die man in die dag aan. En die vrou is wat ongetrouwd is, hy is ongetrouwd. Hallo, ek is 'n bietjie skaam. Môre as dit was so 9 maande in Amerika, maar ek was so 4 jaar terug dat ek geskuif na 'n plaas toe. Maar die Here is great. Oom, vanoggend, ek het vir môre as gevra in praise and worship. Ek wil net iets share wat op my hart is. En die oom met die droombaard het die voorkom staan en dan die kamer met die uitleg totale van doen. En op môre as het gepraat oor Nehemia en dis ek so okay, dis 'n bevestiging op 'n bevestiging. Voordat ek plaas toe was, ek weet nie wie moet die hoor nie, voordat ek plaas toe was môre as my kruk, om thuis was my kruk. Ek kon nie 'n week deurgaan as ek sê, hoor hier so môre as ek moet oom kom sien. En ek is hier weggeneem en ek is al op 'n plaas op Koster en is ek en ek ken die mense vir wie ek werk. Maar totdat die Here vir my gesê, luister hier so die wang, word wakker. Jy lewe voor in die altaar. Ek het gekom, ek het die altaar, ek het daai gordyn geskeur, sodat jy 'n verhouding met my kan hê. Nie met hom Boras en dan met hom thuis en dan kom het by my uit nie. Jy het 'n one way reguit op na my toe. Hoekom gebruik jy dit?
Wat hou ek myself besig as ek alleen is in die aand? As ek op my foon, die grootste distraction van vandag, lê ek voor die TV en kyk my soapies, wat doen ek? Spandeer ek tyd saam met u, fokus ek op u, en luister wat u vir my sê. Wat gaan tussen my verhaal, hierdie dagspier? Hy is gevaarlik. Maar wat ek net wil om sê is, ons moet besef, dat soos Nehemia gebreek het voor God, jy moet binne jou binnekamer kom, en jy moet vir God sê, okay, Here, hier is ek. Maak my gedagtes rein. Fokus my op u. Want kom ons gaan net gou terug na Amerika toe. Ons almal ken T.D. Jakes, ons ken vir Stephen Furtick, ons ken Todd White. Hulle praat van 'n Jesus face. Ek gaan deur 'n Jesus face in my 10 jaar. Die wêreld is sukkel. En waar begin dit? Dit begin by ons wat hierso sit, en ons hoor wat Mora sê, en ons besluit, weet jy wat, ons gaan nou die diner toe, en ons gaan hanteer daai waitress, asof sy niks is nie. En ek is jammer as ek op tone trap, maar ek was ook al daar, as jy besef, dat Vader het nie gegaan na die diners eienaar toe nie, hy het gegaan na die waitresses toe. Hy het vir hulle gegaan en vir hulle gevra, luister nie soos is al, luister wat is daar, hoe kan ek help? Deur net om te glimlag vir iemand kos jou absoluut niks nie. 'n mooi woord van Jesus, oom Horace kom sy kyk vir my mooi. Oom Ernie, oom staan Horace smit van my gras. Dit is wat ons nodig het. Ons moet uitgaan en die lig wees daar buite. Ons is nie die lig van net 'n klein daai 20% LED liggies nie. Ons is die 1000% lig wat binne in ons is, en ons moet daar buite gaan leef. Want anders dan lees die mense ten dele van hoe jou verhouding is met Vader. Ja, jy moet vir hulle gaan wys dat Vader is in jou. En as Vader nog nie in jou is, besef net die tyd is nou. En die wêreld raak boos en boos en boos. En dit gaan nie verander. Met daai kan ons huis toe gaan. Ja, Pieter, lees jy my nou daarso. Lees jy my nou daar met daai wou ek vir so met Pieter. Dink julle daar was daai het daai vir jou moeilik gelyk wat hy nou net hiervoor gedoen het. Dit gelyk vir jou asof hy op sy senuwees is en moeilik is. Nee, dit is jy sê ook because jy dit hy is nie perfek nie, maar God in, Heilige Gees in ons. Hy is gehoorsaam, kom na my toe, vanmorgen dit en dit en dit, Heilige Gees is met jy, skrif in die man, dat ek gedeel. Wat praat ek? Waarheid. Dit is net nie komplikheid, dit is waarheid. So die man baie dankie met totaal. Ons moes almal baie woord oorvolg. Julle, ek gaan my Michael Jackson afval hierso. So, right. Dit is maar ook 3 mense wat gewaag het. Ja. As ons kyk in die woord van God in Lukas 22 vers 19 tot 20, is daar net 2 versies, ek gaan aanhaal. Die opskrif staan, Jesus institutes the Lord's Supper. Maar ek wil net vers 19 en 20 lees. And he took the bread, gave thanks and broke it. And he gave it to them saying, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. Luke 22 verse 19 and 20, I'll repeat. And he took the bread, gave thanks and broke it. And gave it to them saying,
this is my body, which is given to you, to do this and do this in remembrance. Likewise, in the book of 1 Corinthians 11, institutional disciples as well in the book of Corinthians 11, kom ek ook, en hy gebruik precies dieselfde woord, maar hy sê, moet dit nie in remembrance of dit doen nie, maar daar's 'n baie groter prentjie van om iemand te sê, dink net daaraan voordat jy dit neem. Die groter prentjie is om daai woordjie wat in Psalm, wat die Psalm so baie kan gebruik, is net om te sê daar, just stop en tyd dit in, dat hierdie wat jy neem, is nie 'n ritueel nie. Elke keer wat jy kom en jy die broodjie neem, die Jesus se liggaam, want die broodjie is nie, die broodjie is niks anders nie, as jy wat sê, ek het deel om Jesus se liggaam te eet. Die druivensap, die terosh wat jy doen, wat ons gooi nie sherry nie, kyk, ons kerk met sherry, ons gooi druivensap. Terosh, druivensap. Die druivensap is die symboliek van ek kom en ek drink Jesus se bloed. Hoekom? Want ek weet die disciples kom om te sê, Here, maar hoe kan ek die vlees eet en die bloed drink? En hy sê, maar as jy dit nie doen nie, wat sê hy vir hulle? Het jy geen deel in die kerk. Amen. That's why we need to participate. Hierdie is nie iets wat ons, ek sê dit elke keer as ons nog gebruik, dit is nie iets wat jy net doen op 'n Sondag of 1 keer 'n maand, dit is iets wat 'n leefstyl moet wees. Amen. Jy moet by die huis as priester vir die koning van jou huis en jy kan instap en sê, weet jy, hierdie ding, Nomak en Johnny, kom op my. Hierdie ding trek ek vandag 'n lyn. As for me, my house, we shall serve the Lord. Hoe gaan ons dit doen? Ons gaan begin, eerstens om sy liggaam te gebruik en sy bloed te drink en vir hom dankie te sê, vir presies wat iemand gesê het op die einde. Want ons het klaar die oorwinning. Loop ons rond soos mense, wat die oorwinning het, ja of nee? Dankie vir ek net ja sê. Maar ons kan ja sê, maar wat sê mense van ons? Nie dat ons mense wil impressie. Maar die grootste getuienis wat jy kan gee, dat jy 'n kind van God is jou leefstyl. Dit wat jy praat nie. Jy kan baie sê, maar dis wat jy leef. So terwyl ons net so in hierdie setting is wat die vrou in ons net so die setting is wat vra net, dat ek gou besluit, ek het saam met jou bid, nou dat die manne vra ons om die vorentoe te kom, en ek gaan gou te kom help om die nagedeelte vir die mense uit te bedien asseblief. Vader, we just give you praise for die manne, dat ons volgende kan kom, en as ons nou die kelkie in ons hand het en die broodjie in ons hand neem, dat ek sal ophou dink oor my kinders en my ouers en my skoonouers en familie en vriende, omstandighede op die werk, miskien 'n krisis wat ek myself in bevind, en nou net fokus op dit wat ek nou gaan neem. Dankie dat die woord ons leer. Take this as offering in remembrance of me. En hierdie is die oomblik wat ons nie net met 'n hartseer hart miskien sit en dink wat Jesus ons gedoen het, en ek bedoel nie hartseer in negatiewe konnotasie, ek praat van om te besef wat Jesus ons weer gegaan het, maar ook die oorwinning, want die graf is leeg, hy het opgestaan, dat ons hierdie vandag kan neem en oorwinning. Vader, ek bid dat elke persoon wat vandag hierdie nagmaal gebruik, sal verstaan en besef dat ons dit nie kan doen in 'n unworthy manner nie. Ek wil jy iets verstaan vandag kind van God, daai unworthy manner is as jy iets in jou hart het waar jy iemand nie kan vergewe nie, en baie keer ons onsself nie kan vergewe vir dit wat ons verkeerd gedoen het nie. So terwyl die nog elemente uitgegee word, ek vra, kom ons bly net in die setting, ons bly net in die atmosfeer. Ons vra die Heilige Gees, ons te kom wys, is al enigheid wat ek vir ons moet vryspreek, of moet ek myself vryspreek, en dat jy geleentheid in die stilte, om te sê, Here, ek kies om met die mense vry te spreek, ek kies om myself vry te spreek, voordat ek ontstaan, die brood en die kelkie gaan gebruik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons bid dit in Jesus naam. Thank you.
enige iemand wat ons nog met die brood, is daar mense wat nog brood moet kry. En enige iemand wat ons nog met die nagmaal, nog met die kelkie, allemaal gekry. Baie dankie met ons. Thank you. Vader, skop volgende na jy toe. En ons kan baie keer so nie buitekant die quite alright lyk. Maar u weet wat elkeen se struggle is. U weet wat elkeen deurgaan op hierdie stadium in die lewe. Ek vat myself hier. En ek kan dit nie verstaan nie, maar ek gaan myself vanoggend die expose, ek gaan myself vanoggend vanoggend net hier so, net 'n getuienis gee van die journey waar ek is op die stadium. Dit is nie 'n bad journey of 'n bad journey, dit is net amazing waar die Gees werk. Dat die laaste 2-3 weke, elke keer wat ek praat met mense oor trou of oor covenant, raak ek so oorweldig met die Here se teenwoordigheid, met sy liefde. En ek kan nie my vinger op plaas nie, want ek weet, Here is hele my spaar, 2-3 maande van nou, het ek die voorreg of verbinding te trou. Maar ek sens dis iets wat in my hart kom genees, of iets wat in my wil vat na 'n dieper vlak toe. Want die woord leer ons, nader tot my, en ek sal tot julle nader. En kind van God, ons sit volgend hierso en ons sê, Jesus se liggaam in ons een hand en sy kosbare bloed in die ander hand. En ek wil vir jou vra vandag, moenie net vandag deel hê van sy liggaam en sy bloed nie. But let's rejoice and be glad in this. Want daar's lewe, daar's oorwinning, daar's deurbraak. Die volheid het hy klaar vir ons gegee die dag toe hy die woord gespreek en gesê, dis volbring. So ek wil vanoggend kom, Vader, ek wil bid, dat ons hierso as kinders van God, voor ons die lagmomente gaan gebruik. Is my gebed vir elkeen hierso, as het alright is met julle. Father, we seek more intimacy with you. Dis nie u, wat die probleem is, dis ek. Ek weet my boeties is sê, dis ek. Die wat het so mooi gestel, toe hy sê, ons vat my foon, ons kyk een soupie, of ek is net gauw te bezig met hierdie ding of daai ding. So Father, we come this morning, and we ask before we take this Holy Communion, is our prayer, more intimacy with you, meer intimiteit met u. Help ons dat ons geestelike ore, ons oor, ons sensitiviteit in die gees, net sal groei, maar dieper en dieper, verhouding met u. Dankie dat ons vanoggend in mekaar kan kyk, en ons ook in opstaan en neem en sê, dankie dat ek vandag herken, ek het deel aan die liggaam van Jesus. Sê dit agter my aan, ek het deel aan die liggaam van Jesus. Let's partake of the bread of life. Dankie, Abba Vader, vir die kelkie vandag, vir die kosbare bloed van Jesus. Ons lees so vinnig, toe die kinders in Egypte gevangene geneem was, vir die bloed van die lam gesneeuw was op die woestyn en die lintels. En daai aand het die doodsengel verby beweeg. Maar kind van God, ek wil hê jy moet net mooi sens vanoggend, nie inneem volgend. Daai bloed van daai lammetjie, die bloed van die lam van Jesus Christus, is vandag nog net so kragtig. En weet jy wat? As die Heilige Gees jou lei, as die Vader vir jou sê, vat Psalms oor, en dan sal vir jou ingaan en jou uitgaan vir jou as jy doen het. Maar moet dit nie doen uit 'n plek van godsdienst en religie, doen dit uit 'n plek van leiding van die Heilige Gees. Maar vir jou sê, jy weet wat jou identiteit is in Christus Jesus. En jy spreek met jou woord en sê, die bloed van Jesus is teen jou Satan en jou makte. Sal hulle onmiddellik wyk, soos daai doodsengel verby beweeg, en elke kind van God se huis staan, want hy kon nie inkom nie.
So beskerm die bloed van die naam jou ook vandag. Thank you, Lord Jesus, that the life is in the blood. God kom nie net vandag en gee vir jou lewe nie. Hoor mooi vandag. In die intimiteitsroep wat hy roep vandag, wil hy vir jou lewe gee en lewe in oorvloed. Let's partake of the precious blood of Jesus and say thank you. Sê het saam met my. Met hierdie wil ek deel in die bloed van Jesus. Let's partake of the precious blood of the Lamb. Amen en amen. Daar sê, kan dit op julle? Lekker, dankie man. Kan ook jyself? Ja, lekker man. Julle moet net oor right wees, hoor. Jy kan nie toelaat dat die wêreld die trend set nie, okay? We are the trendsetters. Jolanda, toe ons begin het met ons praat oor die Ignite Bible anders, toe sê Jolanda, sy gaan terug na ons toe, want sy wil die lingo kry van die jong mense. Anders het ons gesê, jeug in aksie 2026. Dit klink nie bad nie, maar dit is nie reg nie. Jolanda kom toe terug en sy sê, maar die jong mense praat van 'n vibe. Dis die lingo. So moet jy 'n korrelkop Christen wees om te sê, weet jy nou, jare terug het dit nou gewerk, dit sal ook nou werk nie. Dit werk nie vandag. You need to know your crowd, you need to know your city. Okay, kan ons net regtig sensitief wees wat Heilige Gees ons sê om te doen. Amen? Amen. Die herbou is die begin van die boodskap volgende. Die herbou. En dit gaan oor God wat die werk begin het in ons lewens. Ons begin vanoggend in die boek van Nehemia. Kom ons begin by die geskiedenis van die afbreek. Jy sien, Jerusalem was eens 'n stad van heerlikheid. Onder Dawid en Salomo was dit 'n sentrum van aanbidding en koninklike majesteit. Maar as gevolg van, nou stop gou daar, so ek wil jy moet jou lewe vandag sien as die Jerusalem. Sien jou lewe vandag as die Jerusalem. Jy stadsmure wat omgebou is en alles, en luister nou verder. Maar as gevolg van die aanhoudende, luister, ongehoorsaamheid en afgoderry en rebellie teen God, het daar oordeel gekom. So many times in our lives, having your Jerusalem, jy het jou Jerusalem, deur ongehoorsaamheid, jy doen wat jy dink is reg. Kom op 'n Vader, want hy het nog nooit verander nie. Hy kan nie teruggaan op sy woord nie. En hy sê, nou bring ek 'n oordeel oor hierdie wat jy doen môre. Jy sien, in 586 voor Christus het die Babyloniërs Jerusalem verwoes. En dit kan jy gaan lees in 2 Konings 25. Die tempel is heeltemal afgebrand, die muur is afgebreek en die volk was in ballingskap weggevoer. 'n Stad sonder mure in daardie tyd was absoluut weerloos geweest. Daar was geen beskerming geweest nie, daar was geen sekuriteit geweest nie, en raai wat gebeur as daai goeders gebeur. Dit begin eintlik by 'n plek van, dit begin jou identiteit aan te val. Want nou begin jy twyfel en jy weet nie wat aangaan nie. So, die afgebreekte muur het iets gesimboliseer. Nommer 1, verlore eer, verlore veiligheid en verlore geestelike fokus. En dis baie keer wat in my en jou lewe gebeur, when times get hard and times get tough. Dat is op 'n plek waar ek is so gefokus op my probleem, dat dit uit mekaar uitval. En vir bykans 140 jaar het daardie mure so in pyn gelê, gebreek en oop. Maar wat amazing is, toe hoor 'n man met die naam van Nehemia, en hy was 'n skinker gewees in die Persiese paleis, van hierdie toestand in sy land van Jerusalem. En Nehemia, as jy nie geweet het, die beteken, die Here het getroos
of Yahweh is my troos. En wat baie interessant is die betekenis van sy naam geestelik, beteken 'n boodskap van troos na verwoesting, en herstel na verlies. Is dit nie beautiful nie? So God het al ver voor die tyd geweet, wat gaan Nehemia doen? En wat doen Nehemia, toe hy die boodskap kry van die mure wat plat is, en niemand doen niks iets omtrent dit nie. Luister baie mooi, hy kritiseer nie, hy kla nie net nie, maar hy kom op 'n plek wat in sy binnekamer kom, en dis presies wat Johannes oor gepraat het vanoggend in daai profetiese woord. He started lamenting before the Lord. Hy het gepreek voor God, want sy hart was nie arme ek en my situasie nie, sy fokus was die groter prentjie, the bigger picture. Waar is God se kinders? Hoor gou in lynens hierdie wat gesê is vanoggend van Karen, van Dion, van Johannes, wat hy gespreek het. Waar is die liggaam van Jesus? Who is setting the trend? Hy kla nie, maar hy begin huil. Hy begin vas. En baie belangrik, hy begin bid. En Nehemia 1:4 sien ons, hy quoteer uit die 33-53 vertaling. Toe ek hierdie woorde hoor, sê Nehemia, het ek gaan sit, en ek het geween, en daarna getreur, en gevas, en gebid, vir die aangesig van God, van die God van die hemel. Hoe lyk jou verhouding met Abba Vader? Hoe lyk jou verhouding met Abba Vader? Is dit vinnige kitskots? Ek gaan nie nou sê wat dit is. As amper as ek ervaar party mense se gebede is soos kitskots. Jammer vir dit. Ek judge nie, ek sê my, ek ervaar dit in my gees. Is dit 'n vinnige kitskots gebedjie? Wanneer laas het jy vir God gebreek? When was the last time that you truly lamented before the Lord? En nie in die plek van ek het nou 'n deurbraak nodig, maar dat jou hart begin breek vir ander mense. Dink nie daaraan. Want die same persoon wat hier sit vandag, wat ek kan dink wat nie 'n deurbraak in hulle lewe nodig het nie. Maar kom ons draai dit om, Paul, want ek kan sien jy verstaan presies wat die Gees van God vanoggend spreek. But when your heart starts breaking for other people, Wayne Yates, Christen se pa, weet. Ek wil sê, John, ek die dag wat ek my kop neerlê, as jy daar kan wees, please, speel hy liedjie Cornerstone. My hope is built on nothing less than Jesus Christ and His righteousness. Christ alone, cornerstone. Weak made strong in the Saviour's love. Through it all, He is Lord of all. Ek wil daai lied, as ek my kus is, en ek sê nie meer daar nie, want dit is net my, sê my katheter, ek het daaroor. Ek het verskriklike woorde vandag, julle, ekskuus. Hierdie ding moet nie uitgesaai word nie, ek sal verbrand word. Maar julle ken my, julle is lief vir my, amen. Daar is genade vir my. Soos die katheter is, ek het daaroor. Ek het daaroor is dit liggaam in Christus, Ok, shut, dankie toch. Julle moet bid, hand op my lippe leef vandag, my hart is recht, maar my hoop het om nie lekker. Jy sien, hoekom is denk julle, waar ek, of is my hart die dag as ek sterf, dat Cornerstone moet speel, my begrafenis, op my celebration van my want asseblief, as ek die dag doodgaan voor julle, moenie daar kom met baie begrafenisbroekies. Eie begrafenisbroekies, ok? Maar kom daar naartoe, en weet jy wat ek hier met julle graag doen? Rejoice in the Lord. Moenie my lewe celebrate sy wat hy vir ons gedoen het. Want net ek sal weet waar ek op die stadium. Nie julle nie. Ja. Luister mooi, net ek weet op die stadium. Waar is ek? Want ek kan hier staan, en ek kan die spook laat spat soos ek preek. Maar Vader weet, dat is my verhouding met hom, intimiteit, precies wat die gesê. We need to be real in a relationship with our Father. Jy kan nog met my speel, met mense, met jou pa en jou ma, met jou skoonma speel, maar nie met God speel nie. Do not play games with our Father. He's a loving Father, but He's a righteous Father.
Moenie by die deur staan en laat hy klop. Ja, Here, ek sal oor my tyd dat hy inkom in my lewe. Is te laat. Is heeltemal te laat. Jy sien hier so, ek het so pragtig net illustreer vir julle die Amplified wat sê, ek love die Amplified because it says exactly what I just said in Nehemiah 1 verse 4. I say, now it came about when I heard these words, I sat down and I wept and I mourned for days and I was fasting and praying constantly before the God of heaven. Ons bid vir die tyd. In my gebed, sonder dat ek dink, kom die Heilige Gees. Hou op om dit en dit te sê van ons regerders van die land. Hou op om jou opinie te spreek. Bid vir hulle. Bid vir hulle. Ek gaan geen politieke partij se naam noem nie. Nie eers die partij wat jy dink die naam kan het regkry. Only Jesus. Amen. South Africa needs Jesus. So as daai persoon of people en they come on the television en jy is nie lekker in jou hart nie, want ek sukkel. Bid vir hulle. Die woord van God sê, bid vir jou vyande. Bid vir mense. Dis ons moet wees, maar nou nie bid nie, want as jy die Gees is, beloof ek jou, in die spirit, pray in die spirit, dan kom jy op 'n plek dat jou hart breek. Jou hart begin breek vir wat hulle doen. Jy begin eintlik sien, want dis, weet ek en Janko, ons het nou die aand het ons 'n gesprek gehad. En ons praat van iemand wat nie lekker vrug het nie. Die ou het nie lekker vrug nie. So wat hy doen is, hy sê sy sê, en dan raak hy kwaad, en dan sê hy baie goed by. Nou as ek die persoon sien, as hy dit doen, weet jy wat sien ek? Ek sien 'n baie klein seentjie, 'n baba seentjie, wat sy wange so vet gevreet is van die sweeties. En ek kan my hands, gie my hands en ek huil. Ek op en af spring en soos 'n klein seentjie aangaan. Wel, ek kan irriteerde klein seentjie of dogtertjie wat altyd in 'n wyn moet kry, dis eintlik wat ek sien hierso, as die persoon voor my staan. Maar ek het 'n keuse elke dag, hoe gaan ek reageer as ek met die persoon praat? Gaan ek optree in my vrees, of gaan ek waarlik kan wys Johannes 3:30? Want ek kan nie, sonder Johannes 3:30, daai persoon wys nie, ek kan nie. Ken jy sulke mense? Miskien is jou baas, miskien is dit jou skoonma. Skoonma, skoonsussie. Sorry. Ons almal het hulle in ons lewe. Maar jy sien, dis daai wat ons gaan praat. Want onthou gou mooi, hulle wag net vir jou om my kleinheid te wees. Het jy gesê, Richard, jy moet verander. Jy is presies, ek het jou gecheck, jy is nou vir 'n paar jaar, jy laat die kerk sit en alles, maar daai dag, toe jy nou so praat met daai, dis die ou Richard daai, en jy het nie verander nie. Hoor baie mooi van kind van God. Voordat ons stene gelê kan word, voordat die Nehemia kon stene lê, moes hy eers afknop sy knie en begin bid. Die beste gebed wat ek en jy kan hê is op ons knie, face down before him. En toe begin hy opbou, want in Nehemia 2:18 kom God dat hy begin guns te gee. Want hy sê in Nehemia 2 vers 18, die hand van God wat goed oor my was, toe sê hy dat ons opstaan en begin bou. Die hand van God was oor Nehemia en die volk het toe begin bou. Maar luister baie mooi vanoggend. Hulle het nie van 'n perfekte situasie af gebou nie. Hulle het gebou tussen pyn, hulle het gebou met hulle vyande rondom hulle wat in die hele tyd gekokonot het. En hulle het gebou met wapens in die een hand en gereedskap in die ander hand. En in hoofstuk 4 lees ons, hulle het met een hand gewerk en die ander hand het die swaard vasgehou. Jy kan dit gaan lees in Nehemia 4:18. Dit was nooit gemakkelijk geweest. Dit was nooit net makkelijk geweest. Maar wat was dit geweest? Was goddelik. Het was goddelik. As jy op daai plek kan kom, dat jy, Here, as ek net 'n week kan verlof kry,
dan kan ek myself uitsond, en dan gaan dinge beter gaan by die werk. Gaan die werk, gaan die help nie. Jy moet 'n besluit maak nou vandag. Ek is die gees wat in my is, heers. Maar dis nie 'n attitude van die tier van die ure is arrive, weet ek loop nou daar in en almal onder my, nee. Dis jy kom in geleid in die Heilige Gees, en ek weet ek is 'n seun van dogter van die Allerhoogste, en waar ek instap, is sy gees, sy lig verdryf die donkerte. So as 'n persoon aan my toe kom en hy donker of hy nie lekker vrug nie, wat gaan ek doen? Ek luister net wat die Heilige Gees my sê om te doen. Word my so heel laat. Mens kan ook jou knoppie druk. Ek kan nie goed sê, derde keer wat jy laat is, en jy sê jou vrede uit, en ek staan, ek wil iets sê, en hy gesê, bly stop, ek moet sy oor, nou nie uitkyk nie, dit is ons doen. Kyk om die oor, en dan sê die verdeler vir jou, weet jy wat, sê net jy jammer. Ja, maar ek is nie eintlik jammer nie, my kind sê nou is jammer. Stom, ek is jammer, sorry man. Raai wat, half uur later kom my persoon hier, 10 meter later. Ek is so jammer, ek het nou so afgelopen, ek het net geflip. So right, Joe, so right. Maar het ek petrol op die vuur gegooi. Wie denk jy is om so met my te praat, man? Wie denk jy is om so met niemand praat so met my nie? Jee, die metro. Die groot, die bom gaan af. En dan is jy en die persoon in so'n situasie, want hoekom? Hier is die ander ding. Want ek moet ons altyd reg wees. En dis die gesprek wat ek gehad het, maandag vrydag op met Janko daar by die manne, aan die ander kant. Vir die manne met hulle gepraat, gesê, boys, het jy al vir jou vrou gesê, is jammer. Het jy al vir jou kinders gesê, is jammer, as jy kleinheid is. Ek sê vir hom, as manne wat ek sit by kampe, baie kampe, en hy sê, hy kom my vrou, en selfs my vrou kan my konferens en sê, wat, my man, sê jammer, my man sê, hy het 'n fout gemaak, nooit nie. Kom die Heilige Gees by die kampe, en begin na die manne se harte te werk. Dan hoor jy, 2 weke, 3 weke, 'n maand later, baie keer die jaar, 2, 3 jaar, 5 jaar later. Ek bedoel, ek het in die invitation gekry om met Newcastle toe te gaan. Deur daai tyd het ek by Michelle Schultz bedien het in Mpumalanga. Agter man daar amper bo teen Limpopo se grens. Het hulle vrouekampe gelos. En hierdie mense loop saam met Okkie vir vriende. Dis net vir Okkie vir julle se geestelike kinders, as ek dit so kan stel. En jy stuur my boodskap en sê, Mornay, hoor jy so, net hoor of jy nie bereid sal wees om Newcastle toe te kom nie, en ek, uit die sê, jy spoed al sal great wees, gee my 'n bietjie meer info, net vir interessantheid, wat jy van my gehoor. Hy sê nee, Okkie vir is my geestelike mentors, en my vrou het jou eintlik gesien by Michelle Schultz se kampe. Dis seker 6, 8 jaar terug. Sy sê, maar, jy het iets daai oggend gesê, sy sê iets daai oggend gesê, hoor nou, wat so 'n impak gemaak het in ons huwelik, want my fokus was my man wat altyd verkeerd is, met hom was ek verkeerd gewees. Ek sê wat terug, ek sê wat ek kan nie die Heilige Gees is wat ek kan doen. Sê ek. Verstaan jy die werk God? Hy is so werk, as ons leer oorbly. Die hand van God was op Nehemia en die volk het begin bou. En hoofstuk 4 lees ons, ek het gesê, die een had die swaard, die ander had die stene gereed. Dit was nie maklik nie, dit was nooit net maklik nie, maar dit was godly gewees. En toe kom die teenstand. Jy sien, daar kom toe 2 spotters met die naam van Sanballat en Tobia. En hulle reken die volgende. Hulle sê, hulle bou 'n muur, maar selfs die jakkalse sal kom en het ontstaan. Nou hier is dit hy boer lekker, hy het baie jakkals op sy plaas ook. 'n Jakkalas, hardloop teen 'n muur en die muur val om. Dink jy dis 'n sterk muur? Dis 'n patetiese muur. Hy jakkals vir my kan nie 'n muur omstamp nie. Maar die 2 oppies reken dat hierdie muur kan nie sterk wees nie, selfs 'n jakkals sal kom en die ding wat omstoot. Maar wanneer God, jy sien, die verskil is hierso, wanneer God kom en hy begin 'n werk te establish in mense se lewe, dan baie vinnig, dan begin die spotter stil te raak. Want jy fight nie meer die spotter of iemand se opinie nie. Jy rus in God. Nehemia was ignited by the fire of the Holy Spirit. Hy had 'n unction within him. Die unction was die stadsmuur weer gebou word. Want jy sien in Nehemia 6:15 staan daar, toe, ewe skielik is die muur voltooi.
En vat net gou 'n raai hoeveel dae het gevat? 52 dae. Wat vir 140 jaar lank in puin gelê het, word in 52 dae opgerig. Nie omdat die mens sterk was, maar omdat God se hand oor dit gewees het. Amen. So hier is die ding, jou Jerusalem waar jy jouself bevind op hierdie stadium nou, is God se hand waarlik oor dit? Want luister gou wat doen hy, en ek sê dit nie om die vrees van die Here, hy kom nie, ek weet dit klink woes wat ek sê, hy kom nie aan forceer hy sy vingers in situasies in jou lewe nie. As jy so 'n idee het dat God so met jou werk, verkeerde prentjie van God die Vader. Hy is liefde, hy is regverdige, maar hy will always work softly and gently with his children. So hy kom en weet jy wat, as jy sê, Here, jy stap sê nie van onderweg, en sê nie van onderweg, nou is ook nie twee vondertjies oor hierdie area van jou lewe. Wie se skuld is dit? Dis my en jou skuld. Geef hom daai areas wat jy vashou. Gee dit vir hom, moenie kom en weer terug, want gee dit vir hom. En ek sê vir jou, iets wat in 140 of jou hele lewe jy sukkel. Check hoe vaar hy instantly weg. Ek ervaar vanoggend, is iemand wat sit hier so in die huis van die Here. Hier's mense wat sit, maar ek sien 'n spesifieke persoon, wat die Here sê, daai addiction is klaar. Dit gaan nie iets wees as ek môre gaan wegvat, en ek wil vandag wegvat in die naam van Jesus. My kind, want jou asem, die ruach wat ek jou gegee, die breath of life that I've given you, must be a pure breath. Ek praat nie van 'n breath van 'n beachy spearmint of 'n peppermint of 'n smaakie, reukie. Daai klink, dit ruik lekker, maar luister gou mooi. Die aroma wat God jou gee, as hy daai area kom genees en nuut maak, ons kan dit nie beskryf as mens nie. Dis 'n aangename reuk, 'n aangename geur. Dis 'n wierook wat opgaan, soos in die heiligdom, presies wat jy van gepraat het. Tyd of shewbread, die menorah daar gestaan, wat altyd incense was voor die voorhangsel gewees. Wat beteken? Die gebede wat opgaan na die hemel toe. Amen. Hoe lyk jou gebede, man? Amen. Ek raas met julle vandag, ek praat oor passionate stuff wat in my hart is. Want as jy begin besef, my gebed is nie net 'n gebedjie, ag Here, as jy wil luister na my nie, dan jy verkeerde attitude van Vader. Die woord van God sê, my eie woorde, hy sit, en hy sit op sy troon, en Jesus sit aan die regterkant van die Vader, en elke gebed kom voor hom verby, en op die regte tyd, dan beantwoord hy dit, want hy weet wat sy regte tyd, nie ek en jy nie. Hy weet wat sy regte tyd. As die Here my moes 20 jaar terug gegee het, wat ek hom toegevra het, was ek seker nou so ver van die Here af, jy kan my nie gekry nie. As hy my 'n jaar terug moes gegee het, wat ek hom toe al gevra het, om seker goed in my lewe, raai wat? Want ek het gedink, dis die regte tyd. Maar nou sit jy, en jy raak 'n mature kind van God. Hier is the maturity within you. Hy maak jou volwasse. En jy kyk en sê, Here, my kom jy dit daar bewaar van dit en dit en dit. Dit en dit en dit. Het jy my nou bewaar. God se timing is perfect. Our timing is net so, not so lekker sharp nou, maar sy timing is perfect. Jy sien maar, morgen ek hoor, en weet jy wat, ek is nou al 40 jaar wat ek Here dien en, ja maar weet jy maar, ek het 8 Bybelskole geloop, en ek het 'n graad, en ek het 'n ruggraad, en ek het 'n graad 1 en 'n graad 2, en ek ken nie, ja, ek kan actually vir jou beter uitbeeld en die volle prentjie daarvan gee. Kry, reg, ek steeds jy wil meer het vir my, dis van. Maar die probleem is, hoe maak ons hierdie wat ons hoor van die boek, van die woord van die Nehemia, en die stadsmuur wat gebou is, hoe maak ons dit toepaslik in ons lewe vandag? Jy sien, miskien is daar areas in jou lewe, wat baie lank al in pyn lê. Ou gewoontes, ou wonde, hoor jy so, mislukkings. If you can change your mindset, van daai verskriklike mislukking of hy teleurstelling met jou lewe gehad het, as jy dit kan verander van 'n negative na positive, hoor nee, maar hoe kry ek dit reg? Hoe kry ek dit reg? Deur die leerbare Gees. Kom ek wees dood eerlik met myself. Kom ek wees dood eerlik met myself, al Vader, ek sit hier voor u vandag en hierdie ding, was seker die grootste mislukking in my lewe. Ek het so seer gekry in die situasie, maar my Here, hoe gaan ek deur hierdie ding kom?
Nommer 1, gee dit vir hom. Jy gee dit vir hom. En dan vra jy vir hom die volgende vraag. Here, wat leer ek dit? Nie wat in die ander persoon verkeerd gedoen nie, want dis wat Satan nie wil fokus, is wat hy persoon in jou gedoen, of hy mense in jou gedoen. Jy kom op 'n plek om te sê, ek is leerbaar, nou wil ek vra, help my en wys my, wat leer ek jy uit? Weet jy wat, Corneille? Nommer 1, minderwaardigheid het jy opgestel in jou lewe. Inferiority, dit was een van die goed, wat my gekatast het vir baie jare, inferiority. Minderwaardigheid. So die kort ook hiervoor, as Victor Matfield, of wat jy wil op die veld gehardloop het, met sy 2 meter liggaam, of Rory Lager, was ek die oukie wat hom gejaag het, en hom probeer tackle het. En as ons opstand kom, 'n knie of 'n elleboog gegee. Hoekom? Nie want ek sterk was nie, ek moes altyd 'n punt bewys. Ek moes altyd 'n punt bewys, om te hoor, jy het jou oukie gesien tackle. Nou sê jy, was goed, maar het jy jou oukie gesien tackle? Jy het oukie sien bal nie. Hy het die grootste gevat en hom teruggetackle. Nou moes jy op die oukie gepiek op, en speel het ook. En dan loop ek af die veld en kyk, ek sê kat se snor. En dan kom ons by dan blom ons bietjie. Ken jy 'n blom? Het jy nie kalebraas nie? Kyk, ons kuier, die klerengemeenskap, hulle blom bietjie. Dan blom ons uit op die skool, en sien jy daar so 'n groepie meisies, en dit was ver voor Janie se tyd. Anders het ek baie moeilikheid. Hierdie storie daar. Maar dan kom jy nou sien daar nou blommetjies daar. En lyk jy soos 'n peacock. Jou bos word uitgestoot, jy trek aan die bietjie six-pack of jy dink jy het. Jy loop ook soos daai ouens wat ons gooi het, sy bene geoefen het. Hy gooi hy kwart so. Loop ek nou daar, want ek kan nou die girls impress. Jemmeltjong, en toe is die tyd van die hare, ek het hare gehad. Ek het 'n perm haarstel gehad. Haal my dit daar, halleluja. Mag ek net 'n tiende vir dit teruggryp by kom. Ek het hare gehad, en loop ek daar, en dan lag die kinders vir my, want ek lyk nie reg nie, maar ek lyk cool. Why? Because ons inferiority. En toe ons begin lekker skool van wat doen ons? Nou juice ons ou. Nou juice ons. Jy is nie net dik aan test nie, nou van ons gespik, maar nog groot gevat. Sommige 6 juices. Tak, 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 tak. Ons juice voor. Sit jy aan die gym, voor jy buik, soos op opbreid, en sê, kom jy op die spik. Yes, jy het groot arms. Ja, ek dink, hulle is nou bang is vir my. Ja, sê ek nou so. Gaan ek huis en ek, weet jy wat, my meis en het opgroot en ek spijt ek om my meis terug. Ek lief. Maar hoekom deel ek die goed met julle? Want as ek nie, vandag weet ek wie ek is. Ek doen goeders vandag, weet jy wat, eerstens, vir hom. Because he's given me the ability to speak, om te kan 'n man wees vir my vrou, 'n pa vir my seuns, 'n boetie vir julle te kan wees, 'n brother. Ek oefen, want dis lekker vir my, nie om die approval van mense te hê, ek oefen, dis my lekker, I love it. Ek soek nie mense se approval nie, hy het my klaar approved. Hy verstaan nie wat ek probeer sê van hom. So dis wat minderwaardigheid doen in jou lewe, you seek the approval of other, God has already approved you, jy's klaar goed gekleed deur hom. En alles. Maar saam met jy kom die plek om te sê, Here, waar is daai areas as ek groei en hulp nodig het? Boeta, het laasweek hier voorgestaan met jou naam heeltemal vergeet, saam met André, brother, het jou naam weet? Stefan, kan ek, wanneer mense nie so voort ek deel dit laasweek met jou gebed ons hier voorgestaan het, ek voel dit, kan ek, nie baie detail gekend nie. Laasweek na die tyd was al baie mense na die tyd gewag het vir gebed. En ek dink seker hier op die heel einde, daai brother, hy staan hier so, hy wag en hy wag en hy wag. En ek draai om ek sê Richard is en ek ervaar die Here sê, bring roep vir Richard, ek weet ek is Richard en Kobus gesê, ek weet of Kobus saam was, maar ek weet Richard was daar. En hy sê my, dat iemand net achter hom staan. En ek staan die boetie en kyk, terwyl ons, hy met my deel, sê die mooiste woorde. En het gaan net oor een ding, he's seeking intimacy with God. En ons begin van te bid. En die
salwing van die Here kom so oor daai man, dat ek uitbars in trane. Weet jy, because of those words, create in me a clean heart, O Lord, and renew a steadfast spirit. En die Heilige Gees kom en begin om te bedien, en die salwing kom so oor hom. En ek ervaar die volgende woorde in my mond, uit omdat ek dink, tot ek ervaar, Heilige Gees in jou vandag doop, he wants to baptize you with the Holy Spirit. Was dit so, Stefan? En die man staan en ons raak met hom die salwing van die Here se oor. Nie van, in the name of Jesus. So, terwyl baie vertel. Janie se 44ste nekwervel was amper die dag terug. Die man wat al gegaan het, en sy sê, ongelukkig is op die bank, sy kan nie verder agter toe. Want hy hier begin. Maar toe hy klaar was, want hy lees hy so agter die bank. En ek kocht een salwing, nie dan sy pijn. En al wat hierdie boeties is, in the name of Jesus! Not in the name of Jesus. In the name of Jesus! En dan ek sien sy kokonotskoen so en gesê, S.O.S. Daai brother gedoen het met haar beloofde vandag. Mooiste hart. Is bietjie weird, miskien wat hy gedoen het. Hy het geglo wat hy doen is die waarheid. Ek kan nie hoor, hy het voor regtig met 'n pure hart gebid. Maar in my journey saam met Vader het ek besef, jy sê ek kan nie werk nie. Sy my kan nie. It's not how eloquent of speech I am when I present or when I present the word of God. It's what he does. So sien nie gaan gou verwyder. Ek weet daai, ek moet perform, ek moet gelike word. Nee. Hy, alles is hy. Die afbreek van die muur was gewees as gevolg van sonde. Maar die opbou van die muur was die gevolg van genade. So hoor vandag kind van God, God wants to come this morning, Abba Father, King Jesus, Holy Spirit, wants to come this morning, and I will gently, hier sy kruis vir jou begin opbou. You must just allow him to do it. Jy het om net nie toe wat om het te doen. En net soos die muur nie die een dag gebou was nie, so, luister mooi wat ek sê, so, word jou lewe ook nie altyd in een oomblik herstel. God kan dit doen. Amen. God kan dit doen. Hy is magtig, hy kan enigiets doen. But sometimes we need to go through processes. Hy vat ons deur situasies. Voorbeeld, Augustus 2003 Jesus Christus my. Toe hy my red, snuffles, God, heeltemal, nooit weer kouk, as ek drink kouk is hele. Maar kouk snuff, heeltemal, weg. Beklei, fisies iemand aan te raak, kan. Een van die grootste wonderwerke. Ek het die manier wat na vrouens gekyk het, voor het gered was, en na die ontmoeting met Jesus, dit maar anders dan. Maar daar was ander goed, en dis nie sy skuld nie, hy dat my journey deur het. Maar jy sê, weet jy, ek het jou karaktervorming in die area, ons kyk ek wat kom uit jou uit, en weet jy, wat is een van die eerste goed wat gebeur, veral brothers, soos ons nou net, soos wat jou nou gebruik het, is een voorbeeld, na? Jy is miskien op die plek wat jy op een geestelike haai is, moet daar, jy bid, jy voel die salwing, jy lees die skrif, dit word geopenbaring, jy kry revelation, jy worship, en jy voel die engele staan om jou, jy hoor die engele sing, jy is op een ongelooflike geestelike journey op die stadium miskien in jou lewe. Ewe skielik, raak het gebeur, jy kry een week wat dinge net nie lekker gaan. Weet jy, ek sê, ek sê wat ons dan doen? Sê nie jy, ek sê baie kinders vir jou. Here, waar is jy? Wat het ek verkeerd gedoen, want ek voel jy nie meer nie, ek ervaar jy nie meer nie. Maar wat jy nie besef nie, is dat die Here in daai tyd, het is soos een papa of een mama wat een dochtertjie of een sientjie groot maak. En die begin is een kind daar op die grond lee. Los jy nie al die klein speelgoedjies daar nie, want wat doen hulle? Kuku gaga, van een blik op eet om, sit hy die pens vas. Verstaan jy? Dis dom, hoekom sê jou kind dat lee met klein speelgoedjies rond? Maar nou kom jou kind begin te sit, en jou kind wil gaan, hy wil die hondenpitte eet. Maar kom jy ons nie sê, ag, Bertinetjie, proe, dan sê jy sê, dis nie lekker nie. Jy gaan
ons kom en sê, nee, moet dit nie doen nie. Dan die tweede keer, en dit mamas en papas op dit gaan gehoor, die tweede keer kom hulle en hulle die hond se biscuit vat. En sê, kyk, die tyd ons nou verander, ons mag ons nie meer ons kinders tigtig nie. Ons mag het ons nie. Die woord sê, tigtig die wat jy lief. Amen. Tigtig die wat jy lief. En weet jy wat? Dis my mam en pa my gedoen. Klap in die jaar eindie vir my. Geweerskoot. Geskiet in die vingers, hoe maar dit nog wees. Maar weet jy wat? Ek is dankbaar vir dit vandag. Sien jy hoe ons baie net sukkel, want jy sien wat ek gebeur as jy sit en die volgende staan jy. Dink jy, as ouers, gaan jy die hele tyd waar jou kind loop, jou kind 4 jaar oud, jou kind kom laerskooltjies op hoër toe, jou kind gaan nou graad 8 Jonas op hoër toe, gaan jy nog steeds die hele tyd so met jou kind inloop graad 1? Gaan jy nog die hele tyd in graad 8 inloop daar? En Stefan, jy so nie kan sit daar so, pragtige dogter sit daar so. Loop mamma nog steeds en papa nog steeds elke dag by jou werk of by jou universiteit in saam met jou? Nee! Because they've grown. En het groter geword, om so op alle van wat ek staan terug. Hy reis terug en ek staan terug en sê, kom maar kyk en kom met my kind uit, as ek so bietjie terug staan. Kyk wat sy karakter in die kind. En dis wat ons moet ek op. Ek voel nie meer die Here, my gebede voel as wat jy nie sien bid. It's only an emotion. You cannot face God through emotions. Jy eer God en jy gehoorsaamheid, deur gehoorsaamheid en geloof. Ons God werk nie op emosies nie. Daai emosionele uitbarstetjies wat jy het. Ek het eerlik beloof, as jou hart breek vir ons, dit sien hy. Hy sien dit. Maar om tantrums te gooi, mot te word, soos hierdie twee ouens wat gesê die jakkals sal die muur omgooi, as Nehemia daai gegloei het, raai wat, en hy gesê, stop in die muur by. Stop in die muur by, ek het die verskriklikste profetiese woord gekry, dat jakkals gaan kom in die aand en die muur om staan. Maar wat doen hy? Hy sê, my God het vir my in my hart gelê. I've been weeping, I've been lamenting before the Lord. Ek het vir die Here gebreek en gesê, Here, asseblief, wys my wat ek moet doen. En het gegaan, en die een hand, die swaard, die ander hand die steenlijke gebouw. En dus kom ek dit wil deurtrek na die Nuwe Testament vandag van ons, Filippense 1:6. Hy wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit voleindig. Amen. Wie maak het volgens hulle eie daai? Hoor mooi, hy wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit voleindig. Ek vat dit vanoggend met al twee arms. Ek vat dit met my hele hart, met my hele sin, met al my verstand. Ek staan op God se beloftes. Hy wat hy in Jerusalem gedoen het fisies, doen hy ook in ons lewens elke liewe dag. Amen. Wat in pyn was, word onder sy hand herstel. Ons lees dan verder in Filippense 2:12. Werk julle eie heil uit met vrees en bewe, moet ek iets vertel. Die cheap grace, hierdie, wat hulle wil hierdie hoor nie. Want jy sien, die Bybel sê nie so, werk jou verlossing uit, dit sê, werk jou eie heil uit met vrees en bewe. Werk uit wat God reeds binne in jou begin werk het. Dis wat dit beteken. Net soos die muur steen vir steen gebou word ek en jou karakter elke dag gebou, sodat jy tyd saam met hom spandeer. Elke daad van gehoorsaamheid is 'n steen. Elke toets versterk die struktuur. Elke beproewing verdiep jou fundament. Toe die muur halfpad gebou was, het die aanvalle begin toeneem. Hoor mooi, toe hy halfpad op is, toe sê die vyandmagte, nou moet ons hulle attack. En miskien is dit waar jy jou self bevind vandag, halfpad. Halfpad deur genesing, halfpad deur herstel, halfpad deur groei. Maar teenstand beteken nie God het opgehou nie. Dit beteken dikwels dat vooruitgang die vyand bedreig. Jy sien in Filippense 1:6, daar kom 'n dag wanneer die stryd sal ophou, die swakheid sal verdwyn, die werk volkome sal wees. Maar op hierdie stadium, op hierdie oomblik, mag jy wat daar sit vandag en hierdie woord hoor, onder konstruksie wees. Jy sien dit lyk nie altyd mooi perfek op 'n bousite. Wie van julle was op 'n bousite gewees? Dink jy dis mooi? Nie jongens deur mekaar. Maar God is besig om hierdie stadium in jou lewe, jy voel dit is deur
mekaar, jy is onder konstruksie. Daar is stof, daar is gemors wat rondlees, daar is areas wat afgebreek moet word, om weer reg opgebou te word. Kind van God, wanneer God in jou bou, breek hy af, wat nie sterk genoeg is nie. Begin hy die fundamente te versterk, wat lankal begin kraak het in ons lewens. Hy kom lê nuwe stene van karakter, dissipline en gehoorsaamheid. Ek gaan dit weer sê. Hy lê nuwe stene van karakter, dissipline en gehoorsaamheid. Jy is nie soos 'n bouer wat halfpad stop met die job en wegraak nie. Julle, het jy al so 'n situasie gehad? Jy betaal daai ou vir 'n job wat gedoen moet word. Maar sê jy begin, ek so 'n bietjie van 'n probleem met my aankoopkostes, jy weet, ek is so 'n bietjie, dan kom jy en sit jy daai hele 100k op die tafel neer en wil jy bal vat het. 'n week later, hoor jy net gou besig met 'n ander staat. Ek sê gou besig met 'n ander staat, hy loop weg. En dis baie keer wat ons doen in ons lewe, want ons het die mindset van God gaan my drop deur die proses. He never, ken jy nou die never failed me yet, never failed me yet, Jesus' love has never failed me yet. There's one thing I know, He will never let me go, Jesus' love has never failed me yet. Sien die koortjies. Ek sê weer vandag, ons moet bid en die koortjies nie weggaan. Ons sal nie ook die toch ek sê nie. Jy is nie verlate nie, hy is bezig om jou te versterk. Hy is nie soos 'n bou wat half aan die job los nie, hy loop nooit weg. Nee, hierdie boumeester, hoor moet ek sê vandag, hierdie boumeester, hy voltooi sy werk perfek en maak dit beter en meer perfek as wat jy ooit kan dink. Hy wat begin het, hoor mooi vir ek sluit af hiermee. Hy wat begin het, die werk in jou begin het, allow jy, laat hom toe, asseblief, om dit te voltooi. Amen. Kom ons sluit dit met ons. Kind van God, jy sit miskien volgend hier so, jy voel, soos jou Jerusalem voor in die mure klaar was. Daar's nog gapings, daar's nog gebroke plekke in jou lewe, daar's nog onvoltooide areas. Maar hoor duidelik volgend asseblief, jy is nie in 'n mislukte projek nie. Jy is onder goddelike konstruksie. Ja. Dieselfde God wat Jerusalem herbou het, wil jou vandag herbou. Hou aanbid en asseblief hou aan glo. Vader, vanoggend kom ons na U toe en Here, net ons weet wat ons harte aangaan. Maar ek wil bid vandag en ek praat oor my eie lewe. As daar plekke is en ek sien hoe kom ek baie keer by die boumeester en dan vat ek daai troffel. Of ek van die graaf van die dagga wat genies word, ek vat dit uit sy hand uit. Of ek kom en terwyl ek besig om die fondasie te grou, dan kom ek en ek sê, nee, weet jy wat, hier is diep genoeg. Want ons wil ons nooit diep genoeg gaan om al die seer en al die einde vir U te gee. Ons kom vanoggend, Here, en ons sit terug in die hande. U het ons gevorm, U het ons gemaak en dan gebeeld. Sê net in die image of God created us. Perfect. En dit is wat vandag wil bid, dat hierdie boodskap wat ons ontvang vanoggend, Here help ons om te weet dat U hart is. U sal dit voleindig. U sal dit perfect uitwerk, die perfecte tyd in ons lewens. Baie dankie vir 'n awesome oggend in die teenwoordigheid. Dankie vir die amazing worship, ons kon nog weer tot U sing. Dankie vir elkeen se hart wat omgee vanoggend en gee tyd, gee liefde, gee omgee. 'n Glimlag soos wat iemand het gesê. We just come this morning, Father, we thank You for hierdie week wat voor lê. Dat ons weet, hierdie is die week en die dag wat die Here gemaak het. Ons gaan hierdie week impak maak. Ons gaan nie performance driven wees nie, ons gaan wees op 'n plek van, Here, hier is ek. Wat kan ek vandag vir U doen? Maar hoor hoe mooi is hierdie, wat gaan U, Heilige Gees, deur my doen hierdie week? Sê hoe gaan dis identiteit. Ja. So Vader, baie dankie vir oggend. U was uitbeweeg vir 'n amazing week wat voor lê. Ons bid dat ons sal leerbaar bly. Ons bid dat die vrug van die Gees
Maar Galasiërs 5 ons opstaan, dat sonder dat ons dit spreek, mense is die liefde en die blydskap en die langmoedigheid en die longsuffering, al daai goedjies, al die nege vrugte, duidelik in die hand in ons lewens sal sien. Ons bid dit in Jesus naam, ons onderstem staan en sê amen. 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 Julle moet 'n awesome week hê. Shalom. God bless you. And there's no one like you, none beside you. Holy, 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 all the angels cry out. And just one look at Jesus, and I'm face down in the ground. Holy, 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 we join with heaven now. Just one look at Jesus, and I'm face down in the